Ons lees die oordenking vir 22 Julie uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die opskrif vanoggend is met nuwe harte. Ons teksvers kom uit Romeine 12 vers 2. Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Cynthia Bogield skryf in haar boek The Wisdom Jesus, Transforming Heart and Mind, wysheid is nie die versameling van feite en inligting waardeur jy uiteindelik by die waarheid uitkom nie. Dit is eerder 'n ander manier van kyk en weet. Dit gebeur eers wanneer ons denke vernuwe word. Daarsonder is ons selfgesentreerd en ontoeganklik vir nuwe perspektiewe en belewennisse. En selfs vir die liefde soos wat Christus dit vir ons bedoel het. Selfloos en sonder eie belang. Eers wanneer ons leeg word van onsself en ons vertroetelde eie ek en selfs van ons eie onsekerhede en gebrek aan eie waarde, kan ons hart en siel se deure en vensters wyd oopgooi en ander innooi om by ons te vertoef. Dan kan ons terselfdertyd mense sonder oordeel of 'n kritiese gees aanvaar. Ons het 'n verantwoordelikheid om ons denke te verander, sodat ons lewenshuise 'n oase verander kan word. 'n Rusplek in 'n wêreld vol eie ekkerigheid en selfkoestering en selfvoldaanheid. Die teoloog Beverly Lancetta sê, wysheid is die wysheid om teenwoordig te wees. Mense wat volledig in die hier en nou is, sien dinge soos dit werklik is. Hulle harte is ontvanklik, hulle oë en ore oop. Hulle gedagtes sonder vooroordeel. Hulle is liggaam en siel in die oomblik. Om teenwoordig te wees is 'n lewensingesteldheid, nie 'n breinoefening nie. Wanneer ek oop en ontvanklik voor God lewe, kan ek dieselfde teenoor ander doen. Here, gee my 'n hart sonder skanse vir U en ander. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat hier beskikbaar is.